Unpack wat Lewis al in Spanje aangevang. Toe doen Charles so uitstekend en hy sit hom in Q3 in die freaking muur. En ons sal sien uit die FP sessions. Skietkundig is die 106ste oorwinning. Al die ouens wat 'n goeie naweek by Spanje gehad. Hy gaan sy WDC wen hierdie jaar. Dis 'n nare stukkie gedagte daai. Om 'n BMW raak te sien op 'n Formule 1 reis is soms soos Brad Binder op 'n podium te kry. Vir George en vir Kimi kon verbyvat. Kimi was bietjie lucky want George is aangejaag. Is dit nie wat Ferrari van hou nie? Goeienaand al die 5 ligte kykers. Welkom hier by 'n snoesige episode waar ons ras bietjie gaan indelf in die Spanish Grand Prix. Ons skil die mense 'n episode. Dan gaan ons kyk na die naweek se opwindende Oostenrykse Grand Prix. Jee, Red Bull Ring, papi. Maar voordat ons nou by die hoogtepunt van die jaar, dus seker maar gou unpack wat Lewis. Kom ons doen dit. Eerstens 'n paar interessante goed wat daar plaasgevind het. Eerstens Ferrari bring 'n klomp upgrades op die vloer, front wing, iPods. Lewis Hamilton se nuwe race engineer Antti en sy nuwe girlfriend. Ner is die heel naweek in practice session sosiaal doen uitstekend en toe doen Charles so uitstekend en hy sit hom in Q3 in die freaking muur, okay, but 16 forever. En dan ons weet hoe dit geëindig het vir die reis met 'n hydraulic failure, power steering verloor. Was dit related? Definitief. Ek meen ek weet alles sit agter, maar ek meen ek dink die impact van daai crash, ek meen hy die vinnigste uit 'n so goeie first sector gehad en toe hy te veel spoed in en hom gaan plant in die barrier, op die marbles in die barrier en so ja. Maar Lewis was heeltyd so 2 tenths of 'n tenth agter Charles. En toe hier in Q3, jy weet, sit ons met 'n freaking Kimi, ons geweet, jy skielik het Kimi pace gevind en of in George ook, ons het almal geweet George bietjie beter perform in naweek. Kan ons al sien uit die FP session. En hier kom Lewis, eerstens Max, die okay eerste sektor, maar dan kom hy en hy sit die vinnigste middelsektor op en hy sit hom op P3 en op P2. Jy weet so, en van daar af heeltyd die Mercs onder pressure. Daar of het Lewis net gebou. Verstaan, so ek dink die upgrades het definitief gewerk, maar ek bedoel, wat baie skietkundig is van hierdie oorwinning, dis die 106ste oorwinning vir Lewis, en sy eerste vir Ferrari, presies 30 jaar na Michael Schumacher se eerste wen in 1996, ook in Spanje vir Ferrari. En weet jy, dit is ook die eerste, hy is die oudste wenner op 41. Jack Brabham, Cristiano Ronaldo. La Portugal. Die oudste renjaar voor dit was Jack Brabham in 1970. En hy staan nou op 115 punte. 41 punte agter Kimi en die Ferrari. Kyk, ons weet nou al op Spanje kan jy 'n goeie res van die seisoen. The upgrades are still coming, verstaan nou. En van die ander spanne ook. Wat jy nou sê is baie belangrik want ek dink
al die ouens wat 'n goeie naweek by Spanje gehad het 'n goeie vooruitsigte vir die jaar. Maar in dieselfde asem, Behalwe Aston Martin. Ferrari het 1 DNF gehad. Ja, Ons het gesien hulle voertuie werk om die circuit, maar hulle het nie maximum punte. Maar iets wat ek gevoel nou terwyl jy praat van records, vir my the most significant rekord van hierdie naweek is dat met Lewis se eerste wen by Ferrari merk dit 'n sustained rekord wat Ferrari handhaaf, dat elke World Driving Champion wat nog ooit by Ferrari kom ry het ten minste al 'n race gewen by Ferrari. 100%. Oh ja, en ek dink vir Ferrari is dit amazing. Ek wil dit letterlik sê vir jou, as jy World Champion, dus ons kar is goed genoeg vir jou, want jy kan ten minste 'n race wen. As jy 'n race kan wen, kan jy meer as 1 race wen, en kan jy by ons ook 'n World Championship wen, in theorie. Maar nou weet ons dit. En hy is nou die mees suksesvolste renjaer om Spanje met 7 victories daar so. En ek wil nie baie meer oor dit sê nie, ons het nog hele seisoen en ons gaan 'n bietjie later ook weer oor daan raak, maar dit bring ons weer terug na wat 'n big deal Ferrari is in hierdie sport. As jy 'n WDC gewen het en jy is relieved dat jy 'n Drivers Championship gewen het, en jy het nie die aptyd of die ambisie om 5 of 6 of 7 van hulle te wil, dan is jou volgende target in hierdie sport om vir Ferrari te ry. Presies. En dit is hoekom ek steeds van opinie is dat wanneer Kimi klaar hierdie jaar, hy gaan sy WDC wen hierdie jaar, dan is Kimi se volgende vooruitsig om by Ferrari te gaan ry as 'n Italianer. And it's real, and it's going to happen, it's a matter of time. En ek weet, I'm jumping the gun now, maar ek bedoel, Max het al 4 keer gewen. Ek bedoel, hy is uitgesproke, het is nie 'n burning desire vir hom om, jy weet, championships te want dus skryf hy volgende, want Ferrari is, after all, nog steeds 'n big deal. Dit is, nee. Dit bring my gou net by 'n stap terug, Rassie. Ek dink is 'n great Ferrari het nou 3 jaar terug, hoe voel Carlos Sainz, maar dit in Spanje was, en hy dit sou kon wen met 'n Ferrari. Die Spanjaarde het nie 'n goeie naweek gehad. Maar anyway, jy wou nog, het hulle nog nie gedra teen, ja, is nie eers 'n goal geskoor, maar jy wou nou 'n stapie teruggegaan. Ek dink die grootste drama is dat ek dink Mercedes weet ons nou 2 massive competitive drivers. En ons weet hulle die beste voertuig vir nou nog. En dan klop Ferrari aan die deur. Presies. En ja. So, en ons weet, as jy nie 106 punte agter is nie, is jy nog steeds in die running vir die championship, want Max het dit vir ons gewys. Maar, jy weet, ek het dit gevoel op 'n stadium dat hulle is so besig om te fight met mekaar, dat hulle het vergeet Lewis het regtig, ek meen, punte vir Ferrari, dis die eerste keer dat hulle regtig on-point strategy. Wat is al te sê? Vir my is dit nie noodwendig 'n lack of, wat kom ek sê so, 'n goeie strategie gehad. Dit is net dat hulle nie die strategie op. Presies. Dit is amper salf, dit voel vir myself asof daar iemand daar was wat dalk verloos was. Ja, who knows? #Adami, verstaan jy? We don't want Lewis. Wel, hey, luister, ek sê by Adami trein. Maar die punt is Ferrari die eerste Grand Prix wedren gehad, of victory gehad sinds Mexico 24 van Carlos.
En is Lewis die eerste victory sinds Belgium. Dit was 'n groot oomblik en dit wys net hierdie stel karre pas Lewis en ek sal sê Charles se driving style baie meer as die Grand Prix karre. Ja, ek dink Ferrari het op ver pad gekom deur die kar. Kies as wat ek wonder, né? Ek wonder hoeveel het Ferrari die kar beter ontwikkel vandat Lewis daar is, omdat hulle dalk beter feedback kry van 'n ou deurwinterde renjaer soos Lewis bo Charles en is dit nie die katalisator a Constructors Championship worthy Ferrari vir 'n slag weer nie. Ek dink so. It begs the question. Carlos of Charles het al championships gewen nie. Nee, maar en die voertuig het goed gelyk en Lewis kon dit afpoel. Presies, en ek bedoel onthou net dit was 'n hydraulic failure. Nee, engine failure. Mercedes het nou al 2 engine failures gehad. Ons weet dat Mercedes krank hulle engine. Wel nou moet hulle. En dis wat Ferrari en die manne doen. Hulle sê hulle dwing vir Toto om bietjie te overclock. En dit was 'n warm naweek. So almal het Fred en Ferrari gekritiseer in die begin van die jaar met 'n kleiner turbo en 'n laer engine, maar het steeds 'n baie goeie baseline gebou waar hulle nou soveel fokus op aerodynamics gesit het dat hulle nou kan hulle fokus op engine performance. Dat hulle hydraulics nou stukkend is. Precies. En 'n Merc engine breek. Verstaan jy? So met ander woorde, is the strategy of Ferrari paying off. Jy weet? So ons gaan nou praat oor Austrië wat ook 'n high altitude warm races is, dus dan somer daar, ja. Bo in die lug as min suurstof. Ja. Maar voordat ons daar kom, ek wil die circuit van Spanje. Dit was amazing om 'n reis te kyk wat na Monaco ruimte het waar ons hoeveel ouens het overtakes around the outside Charles se wegspring en hoe net daar gestiek het, Hadjar wat gedrap het en toe teruggekom het in 'n paar amazing overtakes gemaak. En dan wat ek ook wil sê is hoe lekker was dit om races te kyk waar die ouens softs, mediums en hards ry. En wat ouens meer as een keer stop, nie omdat dit 'n mandatory pit stop is nie, maar omdat die strategie die beste is om 2 keer te stop en deur 'n paar array van tyres te gaan. Dit was amazing. Ek was nooit eens bewus van superclipping of energy deployment of niks nie. Dit was lekker. Dit was vir my 'n lekker races om te kyk ten spyte daarvan dat Kimi DNF en Charles DNF. Ek was nou maar fans van is. Ja. Prinses George. So ja, kudos. Ja, maar ek dink en die BMW's wat ons so sien glimpse het op die vleuel van die verhoog. Die baans minder ou BMW's op 'n Formula 1 race. Jy weet, om 'n BMW raak te sien op 'n Formule 1 race is soms soos Brad Binder op 'n podium te kry. Dit gebeur, maar min. Lanklaas. Wanneer laas? Disappointments vir my van Spanje. Well, okay. Let me say, ek dink vir Alonso die bloody wiele in vibration, ook 'n vibrator weggery. Hy daai Aston Martin uit. Maar in Red Bull die weaknesses van die Red Bull het uitgekom, wat sê hulle lack aerodynamically nog 'n bietjie. McLaren het baie beter reiskar gehad as 'n qualifying kar. Maar hulle strategie, hulle was nie so lucky met safety cars, in fact hulle was unlucky met safety cars. En hulle het 'n strategie gehad en het gehou daarbey, maar it just didn't pay off. Denk jy Lando sou in elk geval vir George en vir Kimi kon
ongeag van die retirement van Kimi, want onthou Kimi was op 'n black and white flag met die 3 strikes limits. Dis nou iets wat ek nou nie, wat ek ook eintlik nog wou sê, is dit was ook lekker om 'n slag weer 'n resies te kyk waar jy die tye kan dophou en kan begin antisipeer wat gaan gebeur, veral elke keer as Lewis Hamilton gaan pit het, maar daar heeltyd aan verskillende tyres was en jy kan sien wat die ander ouens doen. En ek het nog as my bedenkinge gehad in spite daarvan dat Kimi vir George so mooi geovertake het. Nee. So exciting was dit. Dit was uitstekend. Sy black and white flags dink ek sou hom ingehaal het. Die front wing. Het actually meer vir Piastri gehad, want in die begin van die naweek in practice sessions was Piastri regtig op het. Maar ek dink wat vir my interessant is net Norris het op 'n stadium op die radio geklim en hy het gesê as ek nader kom brand ek my tyres. Ja, dit was hulle weakness. Maar die engineer het gesê weet druk hulle Lando, want as jy hom in 'n mistake en force het 'n 5-second penalty, dan bly jy net binne die 5 sekondes. Ja, dit is waar en ek dink ook Kimi was bietjie lucky want George het aangejaag want hy het mos skielik na 1 lap het hy so hoeveel sekondes in. Ja, ek dink hy het wyd gehou. En ek dink weer 'n keer, dis wat die pressure doen. Ek praat nog van op 'n trek, maar in die seisoen dink ek is dit presies wat Ferrari, jy weet ook met Mercedes soos jy ook nog gesê het, en daar werk dit ook. Maar kom ons kom gee, is 'n baie goeie punt wat jy maak daar, Rassie. Russell, pole position, guldige geleentheid om die Grand Prix te wen die naweek. Kon regtig actually Lewis cover it en ek dink Mercedes het nie slegte calls gemaak nie. Maar twee goed is, eerstens ek kan sien die Mercedes hou nie van baie warm weer nie. Dis 'n goeie punt, maar ja. En onthou jy, Mercedes het tradisioneel nog altyd gesukkel, even in hulle goue jare. Maar ek het nie verwag dat McLaren gaan struggle in die warm weer nie. Want McLaren het gewoonlik goeie races op Austria, wat ek kan onthou, en Austria is gewoonlik warm en high altitude. So om te hoor dat Lando of ek seker Piastri ook sukkel met hulle tyres. Maar kyk, het was warm, nee. Ek het op 'n Sondag gedink ek het net te veel gin gedrink, was dit nou maar net die uit. Het was warm en ek wonder nog ons it has to be ons moet die vraag vra, hoe groot is daai element of faktor gewees deur die bank? En in dieselfde asem is dit nie wat Ferrari van hou. Maar ons ken van Ferrari. Mercedes is van ons stand ook. Jy is van ons stel en almal ek het gesien het op high altitude of warm tracks het hulle meer ventilasie in hulle voertuie. Ja. So jy weet as goed wat jy kan doen en jy kan, maar dan tire deck is nie iets wat jy sommer met jou kar se aerodynamics maar George het die ding is George het weggekom goed van die lyn af en sy lead gehou met Lewis wat op softs was. Ja. Maar wat vir my telling was is dat George nommer 1 nie die skoon lug ordentlik gebruik. Ja. En dan weer hy was ook maar 'n bietjie unlucky. Kyk, Lewis was op 'n great strategie. Hy sou waarskynlik in elk geval of gewen het of gecompete daarvoor. Hy het 2 keer met 'n virtual safety car so, and that has to be said. Op 'n einde van die dag het George uitverloor op Kimi en gelukkig het Kimi gedien vir sy onthaalwe.
Ja, is dit nie lekker om Obi te sien nie. En hoe composed hy is. Hy is DNF en hy klim net uit en hy wys nie tyd jy weet uitbarsting van emosie en rondgooi en so aan. en weer eens George fully pressure. So nou is jy dit sit nou die hele driver skommeling in 'n baie ander situasie nou, want nou sit jy met een driver wat 19 jaar oud is, wat freaking 'n solid ou is. Hy is ewe skielik the non-generational talent to a generational talent. Ons met hierdie episode jy het verander, jy het so ontwikkel as mens. Daar was 'n tyd wat jy niks wou weet van Kimi nie. Daar's 'n tyd wat jy niks wou weet van Lewis en 'n rooi kar nie. Hier sit ons in hierdie episode, jy is hierdie solid ou. Ons prys Lewis. Ons moet krediet. Ons moet krediet gee waar krediet toekom, hè? Krediet gee waar krediet toekom. Ja, en dis 'n goeie punt daai, want ek dink Kimi het mature. Het hy nie? Hoëgemiddeld. En jy sit eintlik met 'n kinderagtige Engelsman aan die ander kant, en as jy nou moet kies tussen die twee drivers en hulle vervang, gaan ek George vervang. Maar dit is so fyn lyn tussen drie goedes: kinderagtigheid, emosies en ambisie. Kimi is so jonk. Hy is wel amper ignorant. Hy weet nie eens lekker wat dit voel, asof hy nie eintlik lekker eens weet wat aangaan. En ons kyk soos Max is uitgesproke, hy wil nie stress of annoyance wys nie. Okay, annoyance wys. Maar hy sal nooit erken hy is gestres nie. Dan al sy interviews altyd soos, ja, kyk maar, kan ook eintlik wen nie. Hy is altyd grateful. Maar die teenkant wat saam met 'n baie ambisie kom, is entitlement of complacency. Ek dink dis wat ek hou van Kimi, is dat hy is nie entitled. Want en ek weet nie, is dit omdat hy 'n lack of ambisie het, of is dit net omdat hy nog jonk is en whatever, maar dit maak nie eintlik vir my saak wat dit is nie. Dis soos Max sal net die kar ry. Maar ek like dit. Nou kom 'n ou soos George en Charles en Lewis of wie ook al almal, en hulle is so honger en ambisieus dat hulle is so baie emosie as iets verkeerd gaan, Ja. En dan kom dit net uit. En dit is wat ons nie van hou nie. Dis wat ons nie in ons laaitjies. So vir ons is dit nie 'n goeie rolmodel. Ja. Ons ou moet nie eintlik so deur die lewe gaan nie. Ander team radio soos. Sure, daar was. Nee, maar ek bedoel in die verlede het jy enigste keer dat ek rarig 'n groot outburst van Michael af was in 98 in Belgium, toe hy vir Coulthard vasgejaag. Ja, dis die enigste rarige huge outburst. Verstaan, want dit was 'n geleentheid om die World Championship wil dit, en al het hy geretire miskien in Suzuka, het dit dalk die championship gewen. Maar so dit is telling vir dan beweeg jy nou in die maturity era. ja. Maar hier is my opinie, en is op 'n baie en professionalism. sielkundige of psigotiese vlak. Dat psigotiese vlak is dat in 'n lewe en in 'n wêreld waar daar so baie issues en probleme en meeste mense wat in 'n professionele rigting of eintlik enige werksrigting is jy in the business of resolving issues, resolving problems. En as wat 'n issue is soos in 'n wêreld waar ons is wat jy issues moet oplos en wat als vinnige issue raak, lig en positiwiteit so aantreklik. So om dan 'n ouetjie te kry soos Kimi of Lando in sy Engels, hoekom hy so massive following, en Charles in sy vroeër, dalk nie heeltemal nie, maar wat so half net smile and happy is, hoekom Ricardo so massive following het. Even the Hulk to some extent, Max to some extent. Ja. Dis attractive.
weer. Dis nie 'n issue nie. Daar's nie 'n genag of 'n gemounery of 'n ongemaklike gevoel. Ek dink dis 'n big, ek weet dis nou baie sielkunde, maar dit is 'n thing. Dis 'n thing. It's a thing. Dit stoot ons weg. Jy wil nie nou daar sit en dan gee iemand vir jou lip, ja, dis mos nou hierdie ou wat jy voor en nou is er nou nog 'n issue. Is dit nie die ding wat ons so afgesit het op 'n stadium van Vettel nie? Is dit nie die ding wat ons op 'n stadium afgesit het van Lewis nie? Jy weet, en nou 100%. Ek meen, het jy gehoor wat sê Lewis toe hy wen die naweek? Nee. So thank you for the fans for reminding me who I am. Weet jy waarvandaan kom dit? Ek wou dit nou heeltemal uit buite konteks gebruik het, maar vertel my asseblief. Daar is 'n klomp fans wat hom gegroet het in Spanje waar hy gesign het en daar was 'n paar Amerikaners vir daar vir hom geskree het. Actually nee, en nie eens maar in Miami. O ja. Dit hulle vir hom gesê, Lewis, don't forget who you are. Okay, in Miami nou al. So al wat ek wou gesê het is, toe ek dit hoor, en ek weet dit is nie in konteks nie, maar ek het net gedink, van 2021 af, het daai ou gestruggle, en ek het net gewonder of hy nie tot 'n mate net so bietjie humble pie geëet het, en net 'n paar loyale fans gehad het, wat by sy dat hy net so bietjie meer homself en bietjie humble begin raak het, en buite uit, binne in dit net so bietjie weer sy inner energy van 'n feng shui, of whatever. Mooi, ek is een baie sielkundige trant. Nee, ek love it. Maar op die einde van die dag, ek dink, vir hulle, ek dink, as ons praat van 'n sielkundige hupstoot, dan Alpine met 'n double finish in die punte, jy weet, want ons sit Well done for them. Well done vir Gasly en Colapinto. En Colapinto is daar besig om regtig te perform in die Alpine. Tot iets is snaaks daar gebeur, nee, met die team orders wat ek eintlik al gemis het. Let's be honest. Ek dink Colapinto het gespeel vir 'n bietjie strategie en pace en 'n lang stint, en Gasly was wel half bietjie meer op 'n ander trant, maar Gasly het 'n baie beter bandverbruik as wat Colapinto gehad het. En dit het in die tye ook gewys, en hy is heel naweek vinniger as Colapinto, maar jy kan sien, Colapinto is besig om al hoe meer te groei. Binne in daai kar, in die span, en hy is besig om gemaklik te settle. Dink jy dit is sustainable? Dink jy dit gaan hou? Ja, ek hoop so, vir sy part. Ek dink ons almal het gesê, vandat hy ingekom het, dat hy is eintlik 'n goeie driver. Toe het hy deur 'n bietjie sleg dip. Halse dip. En ek dink, maar hier is waar ons vir Alpine met kudos. Ek het nog altyd van Gasly. Ek dink die ou het regtig begin shape nadat hy sy seat verloor het by Red Bull, en nadat Antoine Hubert oorlede is by Spa. En toe het hy geman up en hy het begin fokus en hy het begin goed doen, maar hy het gestruggle om sy boutjies in 'n goeie sitplek te kry. Ja. En Alpine, ten spyte van ons almal se verwagting, het actually nie 'n slegte kar nie. Nee. Nou, ons sê dit nou in die konteks van Aston Martin wat regtig suig, Red Bull wat sukkel, Racing Bulls wat underperform, ongelukkig Williams wat ook struggle. So, jy weet, dan is die vraag, is die Alpine goed? En ek dink, terwyl almal anders sukkel, hulle het miskien net die resep reg gekry met die nuwe reëls. En ook nie onmiddellik nie, maar hulle shape nou baie mooi en ek bedoel hulle is consistently ten minste. Pierre Gasly is amper elke naweek in my Superbrood top 10 calls. Jy sien wat hulle reg kry. Consistency op operational level, consistency op engine level, aerodynamic development level. Dis waar ek voel vir Audi byvoorbeeld. Ek bedoel, Hulk en Bortoleto was regtig vinnig in Spanje die naweek. Dit was weer 'n engine failure of 'n slegte start. Verstaan jy? Hulle het al 3-4 Grand Prix in Q3 gemaak, maar hulle het nog net 2 punte hierdie jaar geskor. Wat Audi is. Wat sad is, want hulle sit eintlik met 'n baie competitive car.
Ons ook al vir reliability issues, of kom ons noem dit race pace / reliability. En as hulle kar anders tune, dan gaan hulle uitlose op quali, en dalk bietjie meer race paces, ag, dis nou maar age old thing. Maar dis klassiek groeipyn, hè? Ja. En ja, ek sou gedink het hulle sou dalk beter doen, omdat hulle al kon intap op die stake, wat het hulle self nou weer Like Sauber se data en goedjies, maar maar dit is hoekom ek so sterk opinie gehad het nog altyd dat ek dink Carlos moet begin by Audi nie, want hulle sal altyd maar gestruggle. Ek het vir jou 'n vraag. Ons is nou eintlik al klaar met Ferrari en met Charles, maar ek wil vir jou vra hierdie naweek waar lê die balans tussen Charles wat frustreerd en over-eager is versus net die kar wat jy altyd voel. Ek dink ons sit met 'n Charles wat vars geteken het in Monaco. Okay? Career-wrecking move. Okay. Hy is nie 'n world driving champion te wees. Weet jy, ek het 'n ander uitsig op dit, maar ek hoor wat jy sê en ek dink van die buitekant ek dink hy is gemaklik, honestly. As hy regtig 'n championship wou gewen, dan sou hy sy vlerke ultimate. En miskien praat hy met ander spanne. I don't know. Jy gaan nie world drivers gaan wen by Aston. Soos ek dink van die lig af het ek vir jou gesê, Adrian Newey het hierdie ongelooflike vermoë om 'n crap kar te design in die jare na brilliant. Dit is dieselfde met Carlos na Audi toe. Cool, dan design jou crap kar en begin die punte wys, dan sal hy kom. Jy kan nie daai gamble vat nie as jy gewoond is om races wen. Nee, 100%. So, my punt is net aan die buitekant wat jy sê en die kritiek wat kom na Charles toe is optically wise is fair. Ja. Monaco sy breek het gegaan. Ons kyk in Spanje, ja, hy het hard gepush, dis Charles net rarig, nie desperate is nie, maar so over-eager, so ambisieus is en so gedrewe is om te wen, want hy sit met 'n 7 times world champion nou as 'n teammate wat ewe skielik pacey is. Obviously is dit meer pressure op hom, veral hierdie jaar, dalk nie so erg laat. Maar hoe dink jy dit verskil van toe Carlos dan sy was nog? Dink jy het beter perform met sy equipment omdat hy meer on edge voel, meer pressure voel? Ja, ek dink Carlos was nie so consistent. Kyk, Carlos was goed en is goed. As gevolg van sy kennis, jy weet, dis een van daai ouens wat rarig om die regte kar en hy sal vir jou 'n world championship kan clinch. Carlos Sainz. Mens kan. Want hy het sy maturity het vir my gekom in 2024. 2025 weet ons Ferrari die hele filosofie verander. 2026 is ons nou hier. Voordat Charles 2 keer retire het, nee, was hy voor Lewis in die championship. Hy was consistently daar. Nee, toe Lewis in hierdie jaar, ek praat net hulle was baie close met mekaar. Verstaan ek, bro, hulle was op 75 en 72. So, in my opinie, Charlotte hierdie gedrewe dryf van hom as gevolg van Jules Bianchi. Want sy belofte was, hy gaan 'n World Championship wen met Ferrari.
En dit is sy personal dream. En weet jy wat, dit is soos Michael wat oorgeskryf het van Benetton of gesê het, ek gaan saam met die regte span mense Ferrari weer nommer 1 maak. En he did it. En ek dink Charles het dieselfde dryf. Nou, Michael in sy vroeë jare het presies dieselfde foute gemaak. Because he was quick, hy was op het. Ek kan nie Michael compare, ek kan nie Charles compare met Michael nie. Maar wat ek net sê is dat die oues vandag, hy het die regte kar nou. Wat gaan hy doen? Hier is wat ek sal sê. Charles was nog nooit in 'n beter posisie nie. Hoekom nie? Een, die Ferrari is goed, nie net hierdie jaar nie net laas jaar nie, vir 'n paar jaar al, maar ook als dit nou vir die eerste keer ooit langs 'n 7-time world champion. Charles het al gery saam met Lewis, saam met Vettel het hy ook al gery wat en hy het Vettel oral gesê. En wie was Vettel sy eerste het was. So, okay, cool. So fair. Raikkonen. Ek is net en Raikkonen, fair. Maar hy was so okay, ek wil nie eintlik te veel nou oor Charles praat nie. Hy kry al klaar te veel van ons eer. My volgende en laaste vraag op my lysie is Hadjar. Ons het so vinnig van die lig af. Oënskynlik 'n baie goeie race. Maar ons het ook al in die sport gesien dat as jy lank genoeg ry, gaan elke driver in sy equipment 'n plafon. En dan gaan jy nie nog posisies kan gain nie, want jou kar is net nie goed genoeg nie. So my vraag is, het Hadjar 'n goeie race gehad omdat hy 6 plekke verloor het by die race start en toe net daai plek het gaan terugry het en hy sou nooit regtig hoër eindig as wat hy actually geëindig het nie? Ja. En of as hy sy plek gehou het in die begin van die race, sou hy hoër kon eindig. En dis alles my interessante vraag. Ek weet nie die antwoord nie. Ja, ek dink ek stem saam met jou daar. So ek dink hy het 'n goeie reis gehad om te rectify vir die wheelspin wat hy op die start gehad het. Dit was baie exciting om te sien, né? En ek bedoel, luister, ons het ander ouens in daai tweede seat gehad of crown effect of nie, maar dit nie kon doen nie. I agree. So vir die eerste keer sit ons met 'n driver wat regtig actually on paces met Max, jy weet, in terme van hy maak gebruik van sy equipment. Ja, te start het goed recover en hy het gemaximize waar hy was, want ek dink nie hy sou hoër gefinish het as waar hy Hy sê vir my, eintlik wat hy vir my sê is, ek kan hom maar 'n bietjie my superberoeppunte begin looi. Ja, Hadjar is 'n consistent points finisher vir my, want Red Bull het dit op 4 kar. Maar, jy weet, wat vir my net pla van daar is 'n hiermeer probleem. En hy raak hot-headed, hy raak ongeduldig en ek dink vir die eerste keer hierdie naweek het hy kop gehou en hy het 'n goeie reis gery. So kom ons hoop hy bou voort op daai jy weet, daai momentum en daai goeie vorm het. Overall Spanje, goeie Grand Prix rasie en ek dink jy weet, ek is nou nie die grootste Lewis fan nie, alhoewel ek 'n Ferrari fan is, ek bly vir Ferrari. En weet jy wat, dis dalk goed vir die sport ook. Net van 'n sportperspektief af dat Lewis weer wen. Nadat hy presies 'n jaar terug by Spanje gesê het, ek is useless, my spanmaat is net soveel beter as ek. Dis is true, maar ek dink is maar tyd vir Kimi om net weer nog hy WDC te secure. Luister, kyk, iemand moet by Lewis oor Ferrari. Luister, Kimi Ferrari te gaan, mag ek lewe. Is dit nou game on vir die championship? Het is miskien weer te laat vir my, maar jy weet, ja. En is dit Mercedes sin om te verloor? Want hulle het met soveel, hulle met so groot advantage begin. Ja. So, maar dit is vir ons volgende episode. So, dankie ten aanskakel vir die review van die Spanish Grand Prix. Ons hoop julle het dit geniet wat ons dit geniet het.
En dis aan in die Styrian Hills van Which is Alive with Music in ons volgende episode. Dankie dat julle ingeskakel het.